Dis Dieremaniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier. Baie welkom by Dieremaniere. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met ons produksieregisseur Via Nel. Vandag gesels ons met 'n man wat sy lewe gewy het aan die bewaring van Suid-Afrika se natuurskoon en wildlewe. Ons besoek die Golden Gate Hoogland Nasionale Park en vind uit wat dit verg om nie net die diere van vandag te beskerm nie, maar ook die fascinerende geskiedenis van dinosourusse wat 200 miljoen jaar gelede daar geleef het, te bewaar. Maar voor ons die berge aandurf, kom ons kyk eers vinnig terug na verlede week. Ons het toe 'n heerlike reis onderneem na bestemmings waar ons hondevriende soos konings behandel word. Karel van der Vyver het ons vertel van die unieke hondemuseum in Kaapstad en Ashley Enslin het ons lus gemaak vir die lieflike 22 hektaar buitelug paradys by Walkhaven in Mildersdrift. En dit is waar honde sonder leibande kan biljaar. As jy dit misgeloop het, gaan luister gerus daarna en na al die vorige episodes op enige van ons digitale platforms. Nou is dit weer tyd vir Wian se gewilde dieregeleide. Kan jy raai wat 'n dier het ons hier? En die leidraad vandag is, alhoewel hierdie dier bekend is as die langste dier ter wêreld, hoor 'n mens dit bitter min. Inteendeel, vir jare het mense geglo hulle is heeltemal stom, maar hulle maak wel 'n lae gedempte brom en bulkgeluid, veral in die nag. Luister gerus tot aan die einde van hierdie episode en dis wanneer Wian vir ons die regte antwoord gee. Ons gas wat vandag by ons aansluit is Paddy Gordon en hy is die bestuurder van die Golden Gate Hoogland Nasionale Park. Hy het 'n ryk loopbaan agter die rug waarin hy al 7 van SANParks se nasionale parke bestuur het. Hy vertel ons van die uitdagings van sy werk, hoe belangrik dit is om met plaaslike gemeenskappe te skakel en hy deel die opwindende storie van die Godumodumo Dinosaurus Sentrum wat onlangs sy deure oopgemaak het. Vandag aan Dieremaniere gesels ons met Paddy Gordon en hy is die bestuurder van die Golden Gate Nasionale Park. Paddy, goeiedag, welkom by Dieremaniere. Goeiedag en dankie vir die kans om te gesels. Nou Paddy, jy het al 'n lang loopbaan by SANParks en tans as jy by Golden Gate en so 'n bietjie later in die onderhoud gaan ons gesels oor die Dinosaurus Sentrum wat 'n jaar gelede, omtrent 'n jaar gelede geopen het en alreeds omtrent 100,000 besoekers ontvang het. So daar is geweldige interessante dinge wat jy vandag vir ons kan vertel. Maar so kortliks, jy was nou al by 7 SANParks, die bestuurder. Wat behels die bestuurder se postitel van 'n park soos die Golden Gate of die Tuinroete of selfs Tafelberg waar jy al was? Ja, dit was 'n ongelooflike voorreg om so rond te skuif. Partykeer as jy skuif is dit nie so lekker op die stadium nie, maar om die parkhoof te wees van enige nasionale park is 'n ongelooflike voorreg. En jy's reg, ek was al by 7 nasionale parke gewees, almal van hulle heeltemal anders van mekaar af. Ek kan hulle gou noem, dit hier Rigtersveld is my heel eerste ene gewees, daar in die Noord-Kaap, in die Noord-Namakoland. En toe in die Oos-Kaap die Bergkwagga Nasionale Park en dan Tafelberg wat 'n politiese nagmerrie is om te bestuur, maar ongelooflike biodiversiteit in op daai berg. Daar was ek 'n totaal van 15 jaar gewees. En toe word ek geskuif na die Tuinroete waar ek dan die 3 parke Wildernis, Knysna en Tsitsikamma bestuur het. En vanaf daar toe na die Golden Gate. En soos ek sê, die verskillende biome van kus na woud na varswater, seewater, marine bewaringsareas, fynbos, grasveld, dit was ongelooflik geweest. Dis 'n uiteenlopende loopbaan en dit klink asof daar baie voorregte was en merkwaardige oomblikke. Kom ons begin by die Rigtersveld. Jy het begin in 'n tyd daar, dit was maar 'n hoogs politiese tyd in Suid-Afrika, nog in die 80er jare. Gee vir ons 'n idee, waar het jy studeer en hoe het jy beland by SANParks? Ek dink ek het altyd 'n wilde voet gehad, hoor. Een voet was altyd maar ergens op die berg, buitekant gewees. My ouers het baie keer vir my gekry slaap buitekant die huis in plaas van binnekant die huis. So, daar was altyd 'n call of the wild gewees in my gewees. Ek het altyd gedink dat ek sal opeindig in hierdie soort van beroep. Ek het nooit gedink dit sal eintlik gebeur nie, so ek is baie gelukkig gewees.
Ek het toe gestudeer in die natuurwetenskappe, so ek het 'n BSc graad in die natuurwetenskappe en ek het 'n jaar verder gegaan in honeurs en dan mettertyd het ek dan ook nagraadse kwalifikasies gehad, 2 in opvoedkunde, 1 in besigheidsbestuur. So ek het wetenskap, natuurwetenskappe, opvoedkunde en besigheidsbestuur as agtergrond en al 3 van daai het vir my goeie agtergrond gegee om parkbestuur aan te pak. En toe begin jy by die rigtersveld. Wat was van jou grootste eerste take wat jy daar moes aanpak? Wel, ek het eintlik begin as 'n opvoedkundige beampte in Nyasna en as gevolg van daai werk in Nyasna het hulle my gevra om te betrokke te raak by die rigtersveld met die gemeenskappe daar te gesels en toe die pos nou oopgaan vir parkhoof, toe sê hulle maar ek is die enigste een wat weet wat daar aangaan, so maak hulle my parkhoof. So dit is die eerste keer wat ek parkhoof was van 'n ongelooflike mooi woestynterrein. Maar wat dit nou moeilik gemaak het op daai tydperk, want daar was 'n politieke toestand net verander het, is dat die grond het nog almal behoort aan die Nama mense, die groep wat daar, die kulturele groep wat daar gewoon het, is 'n Khoikhoi groep, wat hulle noem die Namas en die Namakwas. Hulle kultuur was nog baie sterk, hulle taal, het begin 'n bietjie kwyn daarso, ek het daaraan gewerk, en hulle musiek en hulle sang, was nie in my taakbeskrywing nie, maar ek het dit aangepak, omdat ek wou, vir die mense daar moes ek gewys het, dat ons is nie net hier vir die grond nie, en vir die plante en die diere nie, maar ons stel baie belang in die behoud van hulle kultuur. So dit was 'n ongelooflike ondervinding geweest om met daai mense te werk, om uit te vind mense wat nie natuurbewaring kan spel nie, maar hulle leefstyl is so na aan die natuur dat jy kan van hulle afleer. Was dit baie belangrik ook om met die mense en die gemeenskappe van elke sandparke wat jy bestuur het, vir elke park waar jy was, om met daai gemeenskappe in die onmiddellike omgewing te skakel, want dit het seker 'n direkte impak op hulle gehad en hulle kan ook jou sekerlik help met baie van jou take. Ja, dit is absoluut noodsaaklik geweest, want baie van hulle sal positiewe verhouding met die park gehad het, en baie van hulle sal 'n geskiedkundige baie negatiewe verhouding met die park gehad het, waar hulle miskien gewoon het, of gewei het, of selfs gejag het binne in die park, mag hulle nou nie inkom nie, en jy moet daai verhoudings weer opbou met die mense, net om hulle te laat verstaan, hulle is nog steeds deel van die park, om hulle te oortuig dat die natuureienskappe is nog deel van hulle kultuur. Ek leer baie daarvan hierso in Golden Gate, dat die medisinale plante, die voedselplante, die grasse wat hulle gebruik vir die basoete hitte, is almal nog hier in die park. En dan om hulle te oortuig dat die park is nie hulle vyand nie. So dit is nie 'n maklike taak nie, want die heininge was opgesit in die begin, 30-40 jaar gelede, en die heininge was bedoel om baie mense buite te hou. En om nou met hulle saam te werk, om hulle te sê, ek gaan hierdie park bestuur, dat die hele voordele kry, die park het, op verskillende maniere. Dit is nogal 'n groot deel van die taak. Die natuurbewaring gedeelte is, jy weet, ek het 2 dosyn navorsers wat vir my kan help met my besluitneming, wanneer dit kom by die natuurbewaring. Maar wanneer dit kom by die menslike gedeelte, dan moet jy maar hoor en leer en onthou wat jou ouers jou vertel het, om mense te respekteer wie hulle is en dat hulle almal deel van die hele gemeenskap is. Jy het vroeër genoem dat Tafelberg 'n politieke en 'n polities baie gelaai was. Ek weet nie wat jy ons mag vertel nie, maar gee vir ons 'n bietjie insig. Ja, nee, dit was 'n moeilike een, want ek weet nie of ek dit kan vertaal nie, maar iemand het dit eintlik baie goed verduidelik, dat as jy kyk na Kaapstad, is daar 'n baie ongelooflike mengsel van mense en kulture. Maar jy kan nie dit ignoreer, dat hoe nader jy aan die berg beweeg, word die mense skatryker en meer blank. En as jy weg van die berg beweeg, word mense meer armer en hulle is meer swart. En daai, jy weet, dis miskien 5 kilometer uit mekaar het, waar jy die erg ryk mense en die verskriklike arme mense reg rondom jy het te alle tye. En jy moet die balans behou, dat die berg behoort nie net aan die skatryk mense, omdat hulle huise teen die hange van Tafelberg is nie. En dit beïnvloed dan hoe die stad mee te doen het, wie is die mense wat die hardste praat en die meeste aandag kry in die koerante en die media, en dan wat jou uitsluitlike doel is, dat Tafelberg is 'n ongelooflike biodiverse nasionale park van internasionale belang. Maar jy moet die balans behou van die mense wat rondom die park beweeg, wat dan daai extremes is van baie ryk en baie arme mense, en wat daai mense van die berg verwag. Party wil net gaan hardloop en draf, party wil miskien weet of hulle die kruie en sulke goed kan gebruik. So dis 5 miljoen mense wat rondom die park beweeg en rondom die park woon.
Almal wil iets hê uit die park het en jy moet maar daai balans behou. So dit was nogal 'n ding wat jy besig gehou het. Barry, dit klink omtrent soos 'n onmoontlike taak. So hoe gesels jy met 5 miljoen mense reg rondom die berg en elkeen het sy eie belang? Het jy gaan praat met die mense, werkwinkels aangebied? O ja, nee, jy moet die werkwinkels stig. Jy kan nie wag vir mense om na jou toe te kom nie. En as jy wag, dan gaan jy gewoonlik kry dat die wat alreeds 'n groot stem het, gaan weer eens klink asof hulle die belangrike mense is. Jy moet seker maak dat jy stig die platforms waar die gewone mense ook met jou kan praat en jy kan hoor dat baie keer is die, hoe sê ek dit? Die silent majority is die mense wat jy moet hoor en dan is daar die loud minority wat jy moet balanseer met die twee. So jy moet die platforms stig en jy moet seker maak dat jy 'n strategie het om wanneer jy met die media gesels, dat jy daai strategie het om almal te dek, dat jy nie klink asof jy die een voorhou voor die ander nie. Dit klink eintlik of jy ook 'n graad in media en kommunikasiekunde nodig gehad het, maar jy het baie opvoedkunde en dit het jou sekerlik ook gehelp, maar dit klink of jou persoonlikheid baie gepas het by die take wat jy moes doen. Ja, dit was bemoeiend geweest. Ek was op radio, nuus, televisie, nuus in die media ek sê gewoonlik van 4 uur, 5 uur op 'n maandagoggend tot 11 uur, 12 uur op 'n sondag aand. En jy moes jouself beskikbaar stel vir elke media wat jy inligting nodig het, sodat jy seker maak jy het 'n balans in die boodskap wat jy uitstuur. En ek het verskriklik vinnig geleer oor kommunikasie. Wat jy sê, hoekom jy dit sê, wat jy wil hê die mense bedoel wanneer jy dit sê, en dan dat jy seker maak jy praat net oor feite. Jy kan nie en maybe en miskien en ons kyk daarna, jy moet seker maak van jou feite. En dit is eintlik waar ek van die SANParks se navorsingsafdeling baie gebruik het, om vir hulle te sê, luister, ek moet die feite van julle afkry, sodat wanneer ek met die media en die publiek gesels, dat ek nie raaiskote en halwe waarheid praat nie. So dit het ek 'n groot deel van my kommunikasiestrategie gemaak. Die tuinroete, daar was 3 parke wat ingesluit was by die tuinroete en dit was sekerlik baie gefokus op toerisme. Ek weet Tafelberg ook baie toerisme, maar baie polities ook, maar die tuinroete, kan ek nou net myself indink, was eintlik 'n toerismebestemming vir baie mense. Ja, die groot verskil tussen Tafelberg en tuinroete is Tafelberg het geen akkommodasie nie. Al onze toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 'n miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweespoort, 'n miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie. En dan het ek nou oorgeskryf dan na die tuinroete waar jy Wildernis Nasionale Park en Tsitsikamma, wat ons baie chalets en kampeerplekke het. Dit is 'n groot verskil tussen die twee en jy is heeltemal reg. Jou drukpunte gaan dan oor hoe en wat daai toeriste graag wil kry in 'n nasionale park. Hulle wil 'n bietjie wegkom, wegbreek, 'n bietjie die ongelooflike kustonele en die stilheid van die woude daar in die wildernisareas geniet. So dit was 'n groot deel van die taak gewees. In die tyd wat ek daartoe geskryf het ons ook baie van die inheemse bosse oorgeneem van die vorige departement bosbou. So dit was vir my 'n lekker nuwe ding ook gewees om te werk in hierdie groot inheemse bosse en te leer van die wetenskap van die bosbouse mense. So interessant, maar elke park het seker ook sy eie bekoring en sy eie wetenskap, sekerlik ook navorsers wat jou help, want die klimaat en hoe dit daar lyk by die Rigtersveld verskil hemelbreed van Golden Gate. Moes jy elke keer navorsing doen oor die ekosisteem van daardie gebied? Wel, wat vir my een van die lekkerste dinge is om 'n parkhoof te wees. Dus die navorsers kom almal met my gesels. Elke navorser, of dit nou 'n SANPark navorser of dit buite van 'n universiteit is, almal kom praat met die parkhoof. En ek maak dit 'n punt dat hulle moet met my kom gesels. So ek kan byvoorbeeld nie sê dat ek ken 'n hele persoon se doktoraat nie, maar ek kry insig vir elke een van hierdie navorsers. En ek bou dan want kyk onder een navorser sal jy net kan vertel oor sy onderwerp. Hulle kan vir my nie vertel van die hele ekosisteem van die park en die gemeenskap en die vuur en die opvangsgebiede nie. So ek het die geleentheid om 'n bietjie van elkeen van hulle te leer en dan kan ek dan 'n groter prentjie opbou van hoe die hele stelsel in mekaar skakel. En dit help vir my verskriklik baie dat ek kan 'n besluit neem wat ek sê, maar ek het nie net dit uit my duim uit gesuig nie. Ek het verskriklike baie navorsings insette gekry wat ek dan kan sê ek verstaan nou hoe hierdie hele Golden Gate stelsel, hierdie grasveldstelsel werk. Waar pas die opvangsgebied in die area op en so gaan dit aan. Paleontologie natuurlik ook van een van daai wat nou belangrik geword het hier in die Golden Gate.
So met wie werk jy almal as jou belangegroepe, jy het nou genoem van jou gemeenskappe, maar wie jou help en wie jou sterk maak in jou werk, universiteite, navorsers, gee vir ons 'n idee wie almal met jou kontak maak as 'n bestuurder van 'n park. Sjoe. Ja, dit verskriklik baie van een park tot 'n ander. Die toerismebedryf, hulle kyk natuurlik baie sterk na parke toe, die politici natuurlik, omdat die park is in Golden Gate 'n groot toeriste aantrekking vir 'n area wat oor die algemeen 'n boerdery area is, landbougebied is. Ek het 'n paar somme gemaak en ek dink die park word omring deur omtrent 3 miljoen hektaar plaas aan landbougebiede. En dis ongelooflik want die Oos-Vrystaat is die voedselmandjie van die area. Maar dit beteken daar's bitter min toeriste aantrekking. So die toeriste bedryf, hulle praat baie met my, die politici in daai rigting praat ook baie met my. Maar ons praat ook met die boere want ons moet veldbrand tesame bekamp, ons moet misdaad moet ons bekamp en dan natuurlik net natuurbewaringsinstansies, universiteite gebruik baie van ons. En dit is lekker om so met so 'n klomp verskillende mense te doen te hê. Skole gebruik ons baie. Ons het 'n opvoedkundige sentrum in die park wat duisende kinders deur die park bring. En dit is vir my 'n belangrike deel om seker te maak die volgende generasie het so 'n idee wat 'n nasionale park behels. Ons ken ook die area Golden Gate as 'n krities belangrike area wat wateropvangsgebied aanbetref. So kan jy vir ons 'n idee gee hoe belangrik dit is, hoe werk julle saam met die water, waarheen gaan hierdie water, wat is in die pipeline vir die water? Wel gelukkig is dit nie my verantwoordelikheid nie. Een van die oorspronklike doele vir die park was eerstens geweest die grasland, die in Engels praat hulle van die grassland biome. Dis een van die mees bedreigde ekosisteme deur die hele wêreld. Daar's minder as 1% beskerm in die hele Suid-Afrika. So dit is die eerste. Dan die tweede was natuurlik die feit dat die Maluti-Drakensberge is die geboorteplek vir beide die Vaal en die Oranje rivier. So dit is eintlik snaaks dat die park val eintlik op die skeidingspunt. Aan die weste kant vloei die riviere na die Oranje rivier en aan die oostelike kant vloei ons riviere na die Vaal rivier toe. So ons sit op 'n kritiese skeidingspunt van daai twee riviere en daai twee riviere voorsien tot 50% van Suid-Afrika se water supply. So dis 'n baie belangrike rol wat ons speel. So ons vat ons donga en ons vlei lande beheer. Dit is baie belangrik vir ons om seker te maak dat ons nie wegspoel en dan water wat besoedel is met klei en grond afstuur na die damme toe nie, wat aan iemand anders is 'n probleem word nie. So dit is iets wat vir ons baie belangrik is. Ons berge is, dis waar die naam Golden Gate Hoogland Nasionale Park uitkom. Ons is die hoogland. Ons is die dak wat die reën vang en dan stuur ons aan na die riviere toe. Ek wil baie graag met jou gesels oor die dinosourus sentrum. Ons sal nou daarby kom, maar voor ons nou daarby uitkom, kan ek nou myself net indink sandparke, baie skakeling met die regering en politici. Is daai bureaukrasie vir jou uitputtend of het jy enigstens te maak met die bureaukrasie van politici? Nie van die politici nie, maar omdat sandparke nog steeds 'n parastaat organisasie is. So, ons is heeltemal onderwerp aan al die tesourie regulasies. So dis waar ons mee vassit. Alles wat ons aankoop, elke sent wat ons spandeer, elke kontrak wat ons uitgee aan kontrakteurs aanstel, elke service level agreement. Dit is 'n nagmerrie om daardeur te kom. 'n Item of 'n diens wat 'n maand behoort te neem om aan te stel kan vir ons 8-9 maande vat om daardeur te kom. So dit is ongelooflik baie en dit is frustrerend wanneer jy die geld het op jou begroting en die kliënt wat op jou chalet kom bly klaar en hy wil nie hoor dit gaan 9 maande vat nie, maar jy kan nie daar verbykom en nie in die moeilikheid kom nie. So dit is ons grootste frustrasie is dat ons is onderworpe aan die tesourie regulasies, aan hulle procurement policies en die regulasies wat daarmee te samegaan. Dit is baie moeilik om daardeur te kom. Ek het byvoorbeeld 'n span van 9 mense wat net finansiële dienste doen in die park. Dis al wat hulle doen om ons te help dat ons net ons prosedures reg kry en dat ons operasies kan voortgaan terwyl ons die dinge aankoop. En dan ook as ek alles doen wat tesourie van my verwag, dan gaan ek ook nie my mylpale behaal nie. Want as ek dit volg, dan spandeer ek al my geld in die groot besighede in Johannesburg en Durban. En dit is baie belangrik vir my dat ek soveel van die geld wat ek moet spandeer op plaaslike besighede.
So my finansiële span gaan uit hulle pad uit om seker te maak dat plaaslike besighede kry van die besigheid wat uit die park uitkom. So dit vat nog 'n bietjie langer, maar dit is 'n belangrike eindpunt vir ons ook. Maar na 7 parke behoort jy sekerlik nou al gewoond te wees in hierdie lang prosesse. Nee, net wanneer jy glad kom, dan gooi hulle nog so. Hekkies in die pad waar jy moet oorspring om daarby te kom. Dit hou aan dat daar's altyd nuwe regulasies, nuwe prosedures in plek om wat ons bedeurkom. Dit is altyd nou maar die probleem. Iemand ergens in die land het iets verkeerd te doen en dan word daai persoon word nou nie vasgevang nie, maar die res van ons moet nou nuwe regulasies deurkom. En dit is 'n pyn, maar ons bly bo. Wel nou wil ek vir jou vra hoe dit dan gewerk en hoe lank moes jy voorberei aan die Godumo Dinosaurus Sentrum wat daar in die park is, omtrent amper nou al 100,000 besoekers die afgelope jaar wat jy daar ontvang het. So ons gaan nou oor die park gesels, maar die voorbereiding daartoe en al die administrasie wat jy moes doen, moes seker 'n magtige taak gewees het. Nee, dit was 'n enorme taak geweest en net om die bid te adverteer en om te kry dat die regte mense wat die taak kan aanpak van so 'n groot mate was 'n groot probleem geweest. En dis 'n probleem wat aangehou het vir 'n paar jaar, want ek kan dit seker maar noem, dit was omtrent 125 miljoen rand projek geweest. Aan die einde van die dag was dit omtrent 135 miljoen. Maar vir so 'n projek mag ons dit nie net plaaslik adverteer. Ons moet dit dan op die nasionale platforms adverteer en dan moet jy maniere hê om seker te maak dat jy die omskryf van die taak reg kan skryf, dat jy die regte maatskappye kan kry om te bid en dan moet jy seker maak dat jy stel so 'n persoon aan of so 'n maatskappy aan. Dan natuurlik was daar meer as 'n jaar wat ons deur daai probleem gegaan het, wat die plaaslike mense gesê het, die plaaslike klein maatskappye het gesê nie, maar hulle wil die taak doen, maar hulle het net ongelooflik nie die geld gehad nie, hulle het nie die agtergrond gehad nie, hulle het nie die kundigheid gehad om so 'n groot gebou te bou nie. So ons het baie teenstand gekry van plaaslike klein maatskappye vir hierdie groot gebou. So daai was 'n groot delay. Dit was een van die redes wat die gebou baie teruggehou het om voltooi te word. En natuurlik dan die ontwerp van die gebou moes ons met die professionele argitekte gewerk het, ontwerpers, want die gebou moes pas in die omgewing, die gebou moes, selfs as 'n gebou moet hy die storie van die dinosaurus vertel het, in ander woorde, as jy mooi kyk dan lyk die hele gebou soos 'n dinosaurus. Is in die vorm van 'n dinosaurus en dan die inhoud van die gebou moes gepas het met die storie wat ons wou vertel in die gebou. So daar was baie ontwerp, daar was baie professionele mense betrokke gewees en dan soos ek sê die aanstelling met die maatskappy wat ons geweet het kon die werk doen, kon daai groot taak aanpak, het ons baie tyd gevat, ja. Wat is die storie wat jy wou vertel met die sentrum? Dis 'n lang storie. Vertel asseblief. So ek lag altyd as ek sê die dinosourusse het 200 miljoen jaar gelede geweet die gaan 'n nasionale park wees. En dis 'n ou storie is. So daar's 'n klomp goed wat gebeur het oor baie jare. Ek dink hier van die 50er jare het mense al begin fossiele optel op hulle plase en baie mense het geweet daarvan en gepraat onder mekaar, maar dit is baie min mense wat dit geweet het. En daar was 'n paar paleontoloë wat kon verstaan het oor die rotslae hierso lyk en waar die fossiele sit in die rotslae. En toe hier in die mid-70s het die professionele paleontoloog deurgekom wanneer hierdie pad toe weier en breër gemaak het die paaiebouers 'n gedeelte van 'n berg weggeskiet en toe hierdie persoon James Kitching nou verbykom te sien hy dit gelyk asof hulle hierdie rots soos 'n teksboek oopgemaak het en hy stop toe daar en hy trek daar 'n snaakse onderwerp uit wat toe uiteindelik 'n nes van dinosaurus eiers. En dit het toe skielik na ons onbekende dinosaurus op wêreld bekend gemaak. Toe hulle nog oopsny by 'n universiteit in Kanada, Toronto, toe vind hulle die embryo, 'n volledige embryo van 'n dinosaurus binne die eier. Toe gaan ons weer na internasionale belang vir hierdie bevinding. En toe hulle die datum dan toepas op hierdie embryo oor eier, toe is dit 200 miljoen jaar oud. Dis 100 miljoen jaar ouer as enige ander fossiel in die hele wêreld wat van daai so van af. So skielik het hierdie ligging, hierdie omgewing wêreldberoem geraak vir dinosourusse. En het ons begin praat dat die wêreld stel belang in Suid-Afrika se dinosourusse en ons as Suid-Afrika weet niks.
So daar, amper 20 jaar gelede, het die idee al gekom dat ons het 'n storie om te vertel. Ons het toe later uitgevind dat die storie gaan baie verder as dit, dat oor die algemeen is ons dinosourusse 50 tot 100 miljoen ouer as die dinosaurus wat ons ken van die Jurassic period. So ons dinosourusse kom van die late Triassic, dis soos ek het ten minste 50 miljoen jaar ouer. En hoe ek dit vir die skoolkinders verduidelik is, as jy 'n persoon net leer ken en jy sien die persoon het blou oë en blonde hare, dis omtrent al wat jy ken. Maar as jy die persoon se ouers ontmoet, dan sien jy ook jy het jou oë van jou pa met jou hare kleur van jou ma, dan verstaan jy bietjie meer van die kind en waar sy vandaan kom. En dit is eintlik waar dit belangrik is dat hierdie dinosourusse ouer is, want hulle kon sien daar is bewyse dat sekere dinosourusse het op 2 bene geloop en nou loop hulle op 4 bene. Ander dinosourusse het vleis geëet, as jy kyk na die tande, maar nou eet hulle plante. En dit is net wanneer jy kyk na die voorouers van daai dinosoure wat jy kan verstaan wat aangaan. So daar was verskillende redes dat oorseese internasionale paleontoloë het gekom na Suid-Afrika toe om te verstaan dat hulle nie kon verstaan met hulle eie dinosourusse nie. So weer eens vind ons, die wêreld ken ons dinosourusse, maar ons Suid-Afrikaners ken dit nie. En ons het 'n baie belangrike storie om te vertel. So dit het almal gelei tot die idee dat ons moet 'n dinosaurus sentrum bou met die wetenskaplike akkurate inligting en dan met die tweede beginsel dat dit kan ook toeriste trek na hierdie area toe. En dit is maar almal alles wat bygedra het tot hierdie ongelooflike sentrum. En is so suksesvol. Weet ons, is daar navorsing gedoen hoekom daardie spesifieke dinosourusse in daardie omgewing uitgesterf het? Hulle praat van, ons praat altyd van 'n uitsterwing, die paleontoloog praat van 5 uitsterwings, so dit nie op een slag gebeur nie. En meeste van die groot uitsterwings was gewees as gevolg van vulkaniese aktiwiteit, waar daar groot krake en breuke in die aardse kors gewees het. Nie soveel vulkane soos ons dit nou ken nie, dit het letterlik net die aarde gekraak in die vulkaniese materiaal en net uitgeborrel. En dan twee dinge, natuurlik die natuur het verander, die temperatuur het verander en dan al die swart rook, so die son uitgesny het vir 'n lang tydperk, wat praat van honderde duisende jare. En dit sal ook dan 'n oorsaak gewees het daarvoor. En dan, soos die aarde dan verskuif het, is daar baie tekens dat daar, kom ons sê, 'n meer het dan nou skielik wat laag land was, het dan opgelig en dan al die water moes dan oor 'n baie kort termyn weggehardloop het en weggespoel het. En baie dinosourusse sal verdrink het en hulle liggame sal in die modder begrawe gewees het. So al die tekens is hier so in die Richtersveld. As jy nou mooi kyk na die rotse, dan kan jy hoor wat die rotse vir jou sê. So interessant. Hoe dit die ekosisteem in die omgewing beïnvloed, want as een spesies uitsterf, dan het dit 'n rimpel-effek op ander spesies. Is daai inligting vir ons bekend? Die spesies in die omgewing wat ons nou het, is heeltemal anders. Jy kan dit nie vergelyk nie. En dit is een van die moeilike dinge, of een van die dinge wat paleontologie moeilik maak, is ek sê altyd in Engels, we can't unsee the mountains that are here. Die berge wat ons sien, was nie hier gewees nie. Daar was nie berge nie. So die berge wat nou hier is as gevolg van wegspoeling en erosie, is die berge nou sigbaar. Maar toe die dinosourusse hier geloop het, was die aarde redelik plat gewees en het was bedek met sand op 'n stadium gewees. So is baie moeilik vir ons om te verstaan hoe die aarde gelyk het 100 en 200 miljoen jaar gelede. So as jy, om daai vraag te beantwoord, die modder wat ek vroeër genoem het, wat dan nou die dinosourusse versuip het en begrawe het dan moddersteen geword. En toe was die aarde bedek deur sand wat ingewaai het van Namibië af vir op miljoene jare. En daai sand het dan gelê bo op die moddersteen en daai het geword sandsteen. En dan bo op die sandsteen in daai vulkaniese periode, met die vulkaniese materiaal soos chocolate sauce bo op die ander twee laag gelê en dit was harder geweest. So toe dit afgebreek het dit dan die grond geword waar die plante in vandag uitgroei. So daar is nog 'n lang antwoord. Ja. Maar die plante groei en die diere as gevolg van die afbreek van daai rotsformasies om die grond te gee wat ons vandag hier het. Die sentrum, jy het lewensgrootte uitstallings, lewensgrootte demonstrasies van hoe groot 'n dinosaurus is. So miskien kan jy vandag vir die luisteraars net so in woorde verduidelik hoe hoog staan 'n dinosaurus? Sjoe, ja, baie mense sal miskien gehoor het van die dinosourusse wat in die Karoo gewoon het. Hulle was maar so klein soos 'n huishond.
Maar ek weet nie hoekom die volle storie nie vertel was tot nou toe nie. Die een wat die baie bekend was, wat baie algemeen was, sy naam is Mesospondylis, en hy was maar so groot soos 'n eland geweest, redelik groot, en hy was 'n plantvreter geweest, maar hy was 'n dinosaurus met die naam van Leduma Hadi. Hy was die grootte van 2 olifante, van kop tot sterp was hy meer as 10 meter lank. Hy was 'n groot dier geweest. Gelukkig ook, ek sê nog gelukkig asof hy ons hier was, maar hy was ook 'n plantvreter geweest. Dan was daar natuurlik soos in vandag se ekosisteme, moes daar 'n leeu geweest het, was daar die raptors geweest, hulle sou vleeseters geweest het. Hulle is ook maar so groot soos dat ons vandag ken as 'n T-Rex sou geweest het. En hy sou vinnige hardloper geweest het en hy sou natuurlik die tande gehad het om vleis te eet. So hulle was 'n redelike groot diere geweest. Hy was ten minste 12 verskillende spesies geweest tot miskien 16. En daar's nog beendere wat ons nou nog ontdek in die berge, wat hulle wil uitgrawe en identifiseer. Godumodumo, dit is die sentrum se naam. Van waar af kom hierdie naam? Ja, een van die lekker dinge wat die sentrum doen, is dat dit is die area waar die dinosourusse baie volop was, maar in later jare was dit ook die tradisionele grond van die Basotho mense gewees. En ons het besluit, en die navorsers was almal gelukkig daarmee, dat die sentrum gaan uitbeeld die die nuutste akkurate wetenskaplike inligting, maar ook in hoe die mitologie van die Basotho mense. So ek het dit self opgesoek, en baie mense vra waar kom die woord dinosaurus vandaan? En dit is slegs in 1845 is die naam dinosaurus vir die eerste keer gebruik. En met ons verbale geskiedenis wat ons gedoen het met die Basotho mense, het ons uitgevind dat hulle het 'n mitologiese monster wat hulle noem Godumodumo. En ons het ook dan besef dat net soos wat die wetenskaplike die fossiele gekry het en die voetspore wat ons vandag nog kry in die rots van dinosourusse, sou die veewagters van die Basotho mense ook die fossiele gekry en die skedels gekry het en die voetspore. En dit wat ons genoem het dinosaurus het hulle genoem Godumodumo. En baie van hulle sê dis nie Godumodumo nie, dis Godumodumo, want hulle het die voetspore gekoppel aan die donderweer. En hulle het gesê dit is een monster en hulle het 'n redelike lang mitologiese storie wat hulle koppel aan hierdie monster, wat dan sê dat die monster het die hele Basotho nasie opgeëet en ingesluk toe die nasie nog klein was, en wat is 'n hero in Afrikaans, het die monster toe aangeval en die mense gered en hulle toe ontsnap uit die monster, uit Godumodumo se maag uit. En ons het hierdie 2 stories, die wetenskaplike storie van die dinosaurus en die mitologie van die Godumodumo, het ons tesame deur die gebou, deur die sentrum vertel. En ons het besluit om die gebou dan te noem die Godumodumo Dinosaurus Interpretasiesentrum. So interessant. Nou ek kan myself net voorstel, as mense en besoekers nou na die sentrum toe kom, dan verwag hulle moet nou seker instap in Jurassic Park. Dis nou die film wat die dinosourusse baie bekend gemaak het. Hoor jy ooit opmerkings van ons is nou hier by Jurassic Park, of hoekom is dit nou nie soos in Jurassic Park nie? Wat ek baie keer hoor is mense sê, my kinders ken alles van dinosourusse, dan sê ek maar liever niks, want as hulle dit sê, dan ken hulle alles van die Jurassic Park se fliek uit. Nou gee ek, daar is ons speel 'n 10 minute video, wat so 'n bietjie agtergrond gee oor die dinosaurus van hierdie areas, en dan besef mense skielik, okay, nee, hulle ken nie heeltemal so die hele storie nie. En dan die uitstallings dan, soos jy net genoem het, daar is lewensgrootte modelle, daar is 6 of 7 van hulle wat dan wys hoe die dinosaurus gelyk het. Hulle is vol kleur, almal van hulle is in 'n ongelooflike aksievries beeld as hulle uitgetoon, hulle lyk asof hulle nou kan wakker skrik en beweeg. En dan het ons 9 of 10 glaskaste met die regte fossiele in hierdie glaskaste. En dan is er baie ander plekke wat ons afdrukke casts van fossiele ook, waar mense kan 'n bietjie vat daaraan om uit te vind hoe het hulle 'n dinosaurus gebou as jy nog nooit 'n dinosaurus gesien het nie. En dan uit hierdie fossiele bou hulle dan 'n skelet en dan uit die skelet sit hulle dan die dinosaurus by mekaar. So daar's baie inligting. En die gebou is so ontwerp dat dis nie net 'n gebou vol inligting nie, dit vat jou so in 'n roete waar jy eers moet verstaan wat die rotse vir jou vertel. En dan na die rotse moet jy verstaan wat is 'n fossiel, hoe kom 'n fossiel nog bestaan miljoene jaar later.
en dan hoe die paleontoloog die fossiele gebruik om skelet aan mekaar te sit en so voort en so voort. So die gebou vat jou op so 'n roete, op 'n toer, waar jy dan bietjie meer en meer ontdek soos jy deur beweeg. En baie mense sal aan die ander kant uitkom en sê hulle, "Jesus, hulle het nou regtig nie gedink hulle gaan so baie sien en leer nie." Jy kry selfs mense wat dan terugstap en sê, "Wag, ek moet weer was voor hy begin." Ek verstaan nie so lekker. Dit is regtig 'n ongelooflike uitstalling. Nou, julle besoekers kom seker van wyd en suid, is daar ook baie internasionale belangstelling? Ons kry nou nogal internasionale belangstelling. Ek dink dit vat 'n rukkie vir mense om hulle besprekings en beplannings te doen vir internasionale toere. En ons kry dit nou van oral af. Ons wil natuurlik baie graag wil van die ooste af, want hulle het baie te doen met om die tegnologie te gebruik om prentjies te skep, maar hulle sien nie net noodwendig die beelde as 'n driedimensionele beeld hier voor hulle nie. Ek seker hulle gaan baie belangstel. Maar uit Suid-Afrika uit, natuurlik ons grootste groep kom uit die Vrystaat uit, maar uit die Weskaap, Noord-Kaap, ons kry al hoe meer besoekers in die area. En daar's mense wat ook gelukkig sê hulle het voorheen gekom na die area, hulle is nou weer terug om die area te besoek as gevolg van die dinosourusentrum. So dit is 'n groot aantrekking, maar soos jy sê, ons wil baie meer internasionale gaste na hierdie area toe bring. Nou, die Golden Gate Hoogland Nasionale Park, dis nou maar net een van die dinge wat daar te sien is, die dinosourusentrum. Watter ander belangrike sake en dinge en bestemmings in die park moet jy baie nou bestuur? Wel, ek spot altyd met my kollegas wat spog met hulle groot 5, met die leeu's en die renosters en die olifante. Ek sê, julle kan dit maar hou, ek is bly julle het dit. Maar een van die dinge wat Golden Gate het, is dat ons het nie daai gevaarlike diere nie. So ons groei baie vinnig as 'n park waar mense kan uitklim en net rustig wees. Hulle hoef nie te stap nie. Daar's baie mense wat kom stap. Hulle is voel veilig en hulle voel gerus om 'n staproete te doen as daar nie wilde of gevaarlike diere is nie. Die tonele hier soms ek spot altyd, ek dink ek het die hele Vrystaat se berge gevat en net hier so in Golden Gate kom wegsteek. Want jy kan in enige rigting gaan en daar's ongelooflike plekke waar jy kan klim. 'n bietjie voetpad wat jou 'n bietjie hoogte gee, en dan die tonele en die sonsopkoms en sonsondergange is verskriklik mooi. Ons het 'n verskeidenheid van akkommodasie. Ons het 'n hotel wat ons baie populêr maak vir konferensies en vergaderings. Dat is verskillende chalets, 'n kampeerplek, en dat is die 5-ster log cabins wat soort van 'n alpine ondervinding het, redelik hoog in die berge. En dan ander aktiwiteite, perdry, en ons is nou net besig om klaar te maak 'n zipline binne die park. Dan gaan baie opgewonde besoekers kry. So daar's baie om te doen. Die mense sê vir my dit eintlik, dis 'n wellness park. Hulle kom hier so opgestres, en as hulle weggaan na so 'n paar dae, dan voel hulle sien nou weer kans vir die res van die week en vir die werk wat hulle voor lê. Jy wat self so lief is vir die natuur, kry jy darem 'n kans om die uitsig te gaan geniet? Of as jy dan nou loop na die uitkykpunt en dan sien jy, o, hierdie asblik is stikkend. Kom ons vat nou hierdie asblik net gou saam. Dit klink asof jy presies hier agter my staan en oor my skouer loer, want dit is presies wat ek doen. Ek gaan oor as ek by die asblik staan en presies waar ek die foto wil. En daai paal is dan nog net daar wat ek my kamera borg. So ek kom baie uit. Ek is ook 'n drawer, so ek draf in die park. Ek is so, ek weet nie wat dit is, die 7-8 kilometer roete wat ek draf. En dit is ongelooflik. Ek het nou al gedraf in die woude daar in die tuinroete, en ek het gedraf op die hange van Tafelberg daar by Kirstenbosch. Dit is die eerste keer wat ek draf wat hier maklik 50 rooi hartebeeste langs my staan en so 12 zebras en so nog so 20 rooi hartebeeste. Dit is ongelooflik. Dit is een ding om hulle te sien as jy in jou kar verbyry, maar as jy hardloop en ek sê altyd jy's net soveel kos as wat hulle is. As daar 'n leeu gewees het, dan was jy seker eers op die menu gewees. Dit is 'n ongelooflike ondervinding om te nie net te sien nie net te weet wat die wetenskaplikes vir jou vertel nie, maar jy voel die park. Jy het 'n regte gevoel van hoe die park se hart klop en sy moods en sulke goed. As jy kry dit net as jy dit self stap en self klim en self 'n bietjie uitkom en moet dit ondervind. En daar is knap mense wat oral in ons land by sanparke werk. Julle het seker baie kontak met mekaar. Vroeër in hierdie preek het ek juis met die soogdier-ekoloog gepraat, Dr. Sam Ferreira daar by die Kruger Wildtuin. Hy is eintlik maar die soogdier-ekoloog reg oor Suid-Afrika, al die sanparke. Julle het sekerlik baie kontak met die ander parke ook. Ja. Nee, wanneer by die groot soogdiere kom, neem ek geen besluit op my eie nie.
Want baie keer gaan dit oor waar die dier vandaan gekom het. Hulle iemand sal byvoorbeeld sê nee, jou swart wildebeeste kom van Kimberley af. So ons sit byvoorbeeld op 'n groot wild komitee en daar kan 'n Sam Ferreira wees, maar daar kan maklik nog 5 ander veeartse wees en nog so 10, 12 ander ouens met doktorate in groot wildbestuur. So ons het baie insaag, ons kry baie mense wat seker maak ons besluit oor hierdie. Maar die integriteit van ons diere, hulle genetic diversity is die woord wat ek soek, dat ons nie 'n dier het hier wat gekruis is deur 'n swart wildebeest en 'n blou wildebeest en 'n bleesbok wat gekruis het met 'n bontebok nie. Hierdie ouens het al daai inligting in die agtergrond van die diere en dan sal hulle ook dan versoek dat ek nou skryf diere van Golden Gate af na Kimberley toe, na Mokala toe, na ander parke toe. So ja, ons het baie mense wat hierdie gestudeer, maar dan ook die plantegroei. Ons het plantkundiges wat kyk na die verskeidenheid plantegroei om seker te maak dat die diere nie oorbewei nie. Daar is baie wetenskaplike inligting wat gaan in die bestuur van 'n nasionale park. En dit maak my gerus want ek het al mense gekry wat vir my gesê het, ek is baie lief vir fynbos, dis hoekom ek sekere dinge doen. En ek wow, ek moet nooit soveel mag hê dat ek daai tipe besluit op my eie kan neem nie. En soos ek genoem het, vure, die bestuur van vuur is nie net om 'n vuur uit te sit wanneer hy brand nie, want die plantegroei is ook aangepas vir vuur. Die aanpassing in die sade en die ondergrondse dele wat dan moet terugspring as die vuur deurgegaan het. En daar's verskriklik baie inligting wat beskikbaar is. Nou net so om ons gesprek af te sluit, as my so terugkyk oor jou verloop van jou loopbaan, dis merkwaardig, is 'n ongelooflike loopbaan wat jy gehad het. Hoe voel jy jouself oor die loopbaan, want jy was by 7 sandparke in Suid-Afrika, die land met waarskynlik die meeste biodiversiteit, of ten minste 'n land met baie diversiteit. So dit moet vir jou baie genoegdoening bring. Nee, dit voel ongelooflik. Dit voel wanneer dit nou regtig gebeur is, wanneer jy in 'n vergadering sit waar jy eintlik gegaan het om jou mond te hou, jy weet. En dan sê mense, Paddy, jy moet nou opstaan en praat, want jy het nou die inligting in die agtergrond wat jy kan praat. En dit is baie keer oor die bestuur van wild, oor die bestuur van 'n nasionale park in terme van daai integriteit, maar baie keer ook my gevoel oor kulturele belang van 'n nasionale park. Ek het genoem byvoorbeeld dat iets of van die plaaslike tradisionele dames wat nog grasse kom sny in die park. En dit was vir my eenvoudig en dit was vir my baie cool dat plaaslike mense kan dit kom sny. Maar dit het later van my bekend geraak dat dit is nie net die sny van die gras wat belangrik is, dis al die kundigheid, die vaardigheid, die inheemse kennis wat gaan van die gras pluk en sny tot dit droog maak en dit om te skep in 'n hoed en 'n mat en 'n mandjie en so voort. Al die kulturele direkte koppeling is tussen die mense in hierdie park. En dit kan ek dan oordra na ander parke toe om te sê, julle ouens kan dit nie net beskerm omdat dit inheems is nie. Dit moet deel wees en die gehegtheid en die koppel aan die plaaslike mense moet julle deurmaak. So daar's baie plekke waar dit gebeur met my, dat ek nie gaan om slim te wees nie, want ek probeer maar myself binne beheer hou, maar dat ander mense en selfs politici dit uitken en dit identifiseer dat ek het iets om by te dra, wat dan die beleid sal stel en wat dan die maniere wat hulle vorentoe gaan, die way forward, sal dan beïnvloed. En dit is nie iets wat jy beplan nie, dit gebeur nou maar met die tyd en jy voel jy, so dit is 'n seëning gewees, dat ek hierdie goed nie geleer het nie, maar ek het dit self ondervind, en ek het hier goede bydra om te lewer. Paddy, net so ter afsluiting, as jy nou vandag vir iemand 'n bietjie raad kan gee, dalk jong mense wat ook dalk in die bedryf wil toetree, en selfs jy wat dit nou waarskynlik moeilik gehad het, veral jy in die 80er jare, met die polities gelaaide tyd, waarin jy in daai tyd, juist het jy jou loopbaan begin, wat sal jy graag wil oordra aan jong mense? Dit is 'n moeilike tydperk, né? Sjoe, die jong mense glo dat die hele wêreld sit op in die hele elektronika. Die eerste ding wat ek graag wil oordra is, moet geen geleentheid mis om iets te leer nie. Want baie keer is daar iets wat gebeur wat jy 'n geleentheid kry om iets te leer wat jy dink, ek gaan dit nooit gebruik nie. Dit is nie die waarheid nie. Jy gebruik alles wat jy leer, alles wat jy ken word deel van wie jy is en hoe jy dink. En dan, ja, ons mense moet uitbeweeg. Ons mense moet geleentheid maak om die buitelewe te waardeer
ek sien dit baie duidelik nou na die lockdown van COVID, dat die jong mense is bereid om nou uit te beweeg, om die buitelewe te geniet en dit te waardeer van net soos wat dit is. Dit moet nie entertainment wees nie. Hulle moet dit net gebruik soos wat dit is en hulle sal dan die waarde daarvan leer. En dan goed leer soos, ek dink nie, ons natuurbewaarders vertel ons 'n storie duidelik nie. Dat byvoorbeeld die plante en die diere in hierdie park. Ek gebruik geen gifstowwe nie. Ek gebruik geen medisinale metodes om diere gesond te hou nie. Hulle is op hulle eie heeltemal onafhanklik. En dit is belangrik om dit te noem, want as ons net afhanklik gaan wees van die produk van plaasareas, dit is nou goed, maar daar gaan tekort kom aan produksievleis en voedingswaardes wat van hoe intensiewe landbougebiede afkom. Daar is soveel wat ek wil vir die jong mense sê, ons kan nie begin dink hoe die toekoms lyk vir hulle nie. Ek dink dit is die moeilikste ding om nou te bepaal, maar ons wil seker maak dat ons jong mense soveel leer as wat hulle kan en elke kans gebruik om iets te leer wat hulle kan neem in die toekoms. Paddy, baie dankie. Dit was so fascinerend vandag om jou storie te hoor van jou loopbaan en dan ook die binnewerke van SANParks is 'n bietjie meer te verstaan. Uit die aard is dit baie kompleks, maar jy het dit vir ons meer verteerbaar gemaak. Baie dankie. Dit is net ongelooflik om te dink aan die ryk geskiedenis en die reuse voetspore wat in daardie berge opgesluit lê. Gemaak gerus self 'n draai by Golden Gate en die nuwe sentrum om hierdie unieke erfenis te beleef. Wian, nou is ons terug by jou vir die antwoord op vandag se dieregeluid. Kom ons luister net gou weer. Wat is die antwoord, Wian? Vandag se dier is 'n kameelperd. Ten spyte van die ou mite dat hulle nie geluide kan maak nie, kommunikeer kameelperde wel met mekaar deur middel van baie lae frekwensie infraseun, as ook hierdie ligte brom en snuifgeluide wat ons nou net gehoor het. Baie dankie Wian, dit bly darm baie besonders, 'n kameelperd. Dankie vir jou omgee vir ons diere en waar jy ook al 'n verskil maak in 'n dier se lewe. Onthou om RSG en my Elsje van Jaarsveld op sosiale media te volg. Dis om op hoogte te bly van al ons dierestories en 'n ekstra kykie agter die skerms. Ek is Elsje van Jaarsveld en ek groet ook namens ons produksieregisseur Wian Nel. Tot ons volgende week weer gesels. Tot dan, totsiens en geniet jou diertjie.